Ons is in week 3 van ons herlewingsreeks. En ons is dit eens en ons het dit mooi uitgepak oor die vorige 2 weke, dat die rede waarom Jesus aarde toe gekom het, is om lewe te gee. Ewige lewe vir elke een wat glo en lewe in oorvloed vir elke een wat hom volg. Daarvan is ek oortuig, herlewing is God se hart. Vir jou persoonlik en ook vir ons land. Herlewing is sy hart. En dit is 'n goed gedokumenteerde waarheid. Dit is 'n welbewese feit, wat ons nou al die laaste 2 weke mooi van alle hoeke af bekyk het. En hierdie is week 3 en ek wil vanoggend die volgende vraag vra. As herlewing tog dan God se hart is, hoekom breek dit nie uit nie? As herlewing en lewe ewig en oorvloedig, soos wat die Bybel sê, Jesus se hart is, hoekom leef ek en jy dan nie konstant in daai lewe, oorvloedig en ewig, soos wat Jesus begeer nie? En die antwoord gaan ons vandag 'n bietjie uitpak. En ons gaan ook 'n bietjie gesels oor hoe hanteer ons die situasie, nou dat ons weet wat die uitdaging is. Die rede hoekom ek en jy nie konstant en altyd die oorvloedige en die ewige lewe beleef wat Jesus se hart is nie, is omdat daar 'n vyand is. Daar is 'n vyand, 'n skelm, 'n boef, 'n dief, en hy steel, slag, verwoes en plunder so ver soos wat hy gaan. Jy sien, die algemene narratief is die volgende. Die algemene narratief is, ek kom tot bekering. Ek gee my hart en my lewe vir Jesus. Ek volg hom. Kom ons vat 'n voorbeeld van iemand wat so is. Floris, jy's 'n ou gunsteling van my. Kom help my. Kom help my. Kom staan hier by my. So hier is Floris. Man so na die Here se hart, man van een vrou, lief vir haar en vir sy kinders, lief vir die Here, hier is hy, kom tot bekering, raak gehoorsaam, word gedoop, en in daai selfde oomblikke word hy ook die target van die vyand. Jy sien, soos wat hy tot bekering kom, soos wat hy gehoorsaam raak, soos wat hy gedoop word, nou is hy die target van die vyand. Want hy doen ons nou die regte ding, hy stap ons nou die smal weg, hy stap ons nou die dun pad, en nou het hy moeilikheid, want nou is hy die nommer 1 target van die enemy. En op sy rug het hy een van hierdie ouetjies, 'n groot, vet bull's eye. Ek gaan hom daar vassit. Target en teiken, en hier staan die algehele narratief. Die algehele narratief sê, as ek nou gehoorsaam raak, is dit my heiland. As ek nou gehoorsaam raak, en as ek Jesus volg, is dit wat op my wag. Floris, jy kan maar so lank gaan sit, maar hou asseblief jou bordjies op, want after all, is jy 'n man wat die reguit pad stap, en as 'n man wat die reguit pad stap, is daar 'n bullseye op jou rug. Wie van julle glo dat dit die lewe van 'n Christen is? Wie van julle glo dat dit die paadjie is van elke een wat Jesus wil volg? Jy word die teiken van die vyand. Ek het amper gevra dat julle gaan hande opsteek, maar ek sal eers nie. Kom ons sê vir mekaar hiervan is ons seker. Daar is 'n vyand, dis 'n realiteit. En die vraag vanoggend is, hoe deel ek en jy met hom? As ons vir mekaar sê, daar's 'n Jesus en 'n God wat lewe wil gee en lewe in oorvloed. Dit gebeur nie altyd nie as gevolg van die vyand, ons leef nie konstant in daai oorvloedige lewe nie, want daar is 'n vyand wat steel, slag en verwoes, dan vra ons vir mekaar, hoe maak ons met hom? As ons dan nou weet hy is 'n realiteit, as ons dan nou weet hy bestaan, hoe deel ons met hom? En die antwoord is eenvoudig, ons deel met daai vyand
op dieselfde manier wat Jesus met hom gedeel het. Soos in alle ander dinge, kyk ons na Jesus, die beginner en die volëinder van ons geloof, om te leer, hoe moet ons maak? Ons kyk na hom, en in hom sien ons, so maak mens. En daar is 'n vyand, so wat maak ons met hom? En die uitgebreide gedeelte in die woord waarna ons kan sien hoe Jesus met die vyand gedeel het, is in sy tentasie in die woestyn. En ons vind hom in Matteus 4 en ons vind hom in Lukas 4, maar ek gaan hom vandag vir jou daar op die bord lees in Lukas 4. Volg saam met my. Vol van die Heilige Gees het Jesus van die Jordaan teruggekeer en is deur die Gees in die woestyn gelei, waar hy 40 dae lank deur die duiwel versoek is. Nou kom ons gee net gou so vinnig 'n bietjie konteks. Jesus se bediening begin nou hierso. Jesus is pas gedoop. Daar was 'n stem uit die hemel uit wat gesê het, hier is my geliefde seun in wie ek welbehae het. Die Gees het soos 'n duif op hom neergedaal en soos jy kan sien, reg aan die begin van vers 1 is Jesus vol van die Heilige Gees en hy word deur daai Heilige Gees gelei die woestyn in om daar vir 40 dae deur die duiwel versoek te word. Die hele tyd het hy niks geëet nie en aan die einde van die tyd was hy honger. Die volgende een sê, die duiwel het vir hom gesê, as u die seun van God is, sê vir hierdie klip, dit moet brood word. Maar Jesus antwoord hom, daar staan geskrywe, van brood alleen sal die mens nie leef nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Die volgende ene sê, hierop het die duiwel hom na 'n hoë plek geneem en in 'n oogwink vir hom al die koninkryke van die wêreld gewys. En die duiwel sê vir hom, ek sal u al hierdie mag gee en hulle pragt, want dit is aan my gegee en ek gee dit aan wie ek wil. As u my aanbid, sal dit alles u sin wees. Maar Jesus antwoord hom, daar staan geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. En die duiwel het hom na Jerusalem geneem en hom op die hoogste punt van die tempelgebou laat staan. Toe sê hy vir hom, as u die seun van God is, spring hier af. Daar staan immers geskryf, hy sal sy engele opdrag gee, oor jou gee, om jou te beskerm, en ook op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie dalk teen 'n klip jou voet stamp nie. Maar Jesus antwoord hom, die skrif sê ook, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Die duiwel het nadat hy met al hierdie versoekings klaar was, vir 'n tyd lank van Jesus weggebly. Vol van die krag van die Gees, het Jesus na Galilea toe teruggegaan en die nuus oor hom het deur die hele omgewing versprei. Daar het jy dit. As ek en jy weet wat Jesus se hart is, ons weet wat God se plan is, maar ons weet ook dat daar 'n vyand is wat dit soms in die wiele wil ry, dan weet ons ook nou hoe ons met daai vyand behoort te deel, en hoe Jesus met die vyand deel is, hy sê, daar staan geskrywe, en daar staan geskrywe, en daar staan geskrywe, en daar staan ook geskrywe. Jy sien, die woord van God is jou wapen. Die woord van God is die swaard waarmee jy oorlog voer. Inteendeel soveel so, Hebreërs 4 vers 12 sê die woord van God is lewend en kragtig. Dis skerper as enige tweesnydende swaard of 'n swaard met 2 snykante. Dit is hoe ek en jy met die vyand deel. Ons deel met die vyand soos Jesus ons geleer het om met die vyand te deel, met 'n swaard. Ons deel met die vyand soos ons geleer is, met die woord, die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. Dit is ons wapen. Maar somtyds, in die hitte van die stryd, in die middel van die geveg, pluk ek en jy die woord uit, en ons swaai, en ons bely, en ons verklaar, en ons gaan te kere, maar ons wen nie die fight nie, want om een of ander rede is my wapen so pap, soos 'n poolnoedel. En ek reik uit na my swaard. Ek vat my woord, en ek sê vir die vyand, het ek nie met jou gepraat nie. Ek sê vir die vyand, dis hoe die dinge werk. Maar hoe meer ek bestraf, en hoe meer ek bind, en hoe meer ek bely, en hoe meer ek verkondig, en hoe meer ek verklaar, hoe meer sukkel ek. En ek yield my weapon, maar my weapon is nie wat ek gedink het nie. Ek sla die vyand deur die bek, maar ek speel met 'n poolnoedel.
Want my swaard is stomp. My swaard is pap. En maak nie saak hoe hard ek skree nie, ek kom nie voor nie. Want op een of ander manier het die swaard in my hand kragteloos geword. Op een of ander manier het die swaard in my hand sy gesag verloor. En ek wik sy vyand op sy kop, maar hy lag. En hy hoor die woord, en ek bely, en ek verkondig, en ek daar staan geskrywe. En ek sê, so sal dit wees, in die naam. Maar niks gebeur nie, want my wapen is pap. En as die preek nou daar gestop het ons 'n hengse probleem gehad. Dan weet ek ook nie of ons vir mekaar kon sê, is hierdie ooit 'n kerk nie. Maar ek dink as ons eerlik is met mekaar en jy's in die hitte van jou stryd, jy's in die hitte van die uitdaging, en jy het gebind en gebely en gebid, en jy het gedoen wat jy weet hoe om te doen, jy het gefight waar jy weet hoe om te fight, maar op een of ander manier het jou wapen kragteloos geword. Hoe is dit moontlik? Hoe werk dit? Hoe kan dit wees? Jesus self leer vir ons dat dit baie moontlik is vir my en vir jou om sy kragtige, ewig lewende woord kragteloos. Sê vir die ou langs jou, kragteloos. Dis in ons vermoë om die kragtige woord van God, wat lewend en kragtig is, skerper as enige tweesnydende swaard. Hoe sê Petrus daarvan? Dis 'n onverganklike woord. Dis in ons vermoë om daai woord kragteloos te maak. Markus 7, van vers 9 af. Markus 7 vers 9, so ek moet net so vinnig vir julle 'n bietjie die konteks verduidelik. Jesus en sy disippels beweeg deur die land. Die fariseërs en die skrifgeleerdes hou vir hulle met 'n houtoogdop, hou vir hulle bitterfyndop. En as 'n disipel net durwaag dink, hy pluk 'n koringkorrel en sit dit in sy mond op 'n Sabbatdag, dan het hy moeilikheid. En as 'n disipel net durwaag dink, hy sit of hy staan, of hy lê wanneer hy moes gesit het, of hy dit wanneer hy moes gedaai het, dan het hy moeilikheid. En in hierdie spesifieke geval, kom die fariseërs na Jesus toe en hy sê, hoekom was jou disipels hulle hande nie? Sy vuil manne is julle. Daar's 'n tradisie, daar's 'n ritueel, wat ons volg, van die vaders af, dat voordat ons eet, dan was ons hande, met 'n ceremonial washing, op 'n baie spesifieke manier. Maar jou disipels, hulle doen dit nie. Hoekom doen hulle dit nie? Ons stel die storie op waar Jesus begin redeneer met hulle, of waar Jesus die antwoord vir hulle begin gee. Markus 7 vers 9 sê, en hy sê vir hulle, julle verstaan dit goed, om die gebod van God, of die woord van God, op sy te sit, en so julle oorleweringe te onderhou. Want Moses het gesê, eer jou vader en jou moeder, en hy wat vader of moeder vloek, moet sekerlik sterwe. Dis wat hy sê. Maar julle sê, as 'n mens aan vader of moeder sê, enige voordeel wat u van my mag geniet, is korban. Dit beteken 'n offergawe vir God. Dan laat julle hom nie meer toe om iets vir sy vader of sy moeder te doen nie. En so maak julle dan die woord van God kragteloos deur julle oorlewering wat julle bewaar het, en dergelike dinge van dieselfde aard doen julle baie. Jy sien, ek en jy weet uit die voorbeeld van Jesus uit, dat ons wapen is nie 'n speelding nie. Ek en jy weet uit die voorbeeld van Jesus uit, dat hierdie wapen, die swaard van die woord, is 'n lewensgevaarlike wapen. Hy is sterk vir die battle en gereed vir oorlog. Hy kan 'n impak maak, hy kan 'n verskil maak, maar Jesus self sê, julle maak daai wapen kragteloos deur julle oorleweringe wat julle bo my woord aanhang. Julle maak daai wapen kragteloos as gevolg van die feit dat julle my woord ondergeskik stel aan julle tradisies. Julle maak die woord in julle eie lewens kragteloos deur die feit dat julle die woord minag. Julle maak die woord in julle eie lewens kragteloos deur die feit dat jy nie daaraan onderwerp is nie. Want die krag
van God se woord kom na vore en word realiteit, wanneer ek en jy onsself daaraan onderwerp. En die vyand het 'n fyn oog vir wanneer ek besig is om 'n versie rond te swaai wat ek geen begeerte het om te gehoorsaam nie. En terwyl ek hom van alle kante af klits met my poolnoedel, lag hy vir my. Want ons maak die woord van God wat ons wapen is, kragteloos, omdat ons nie daaraan onderwerp is nie, omdat ons nie ons lewens voor dit neerlê nie. Maar die voorbeeld van Jesus is so duidelik, dat die wapen wel krag dra. Maar die belangrikste ding, om hierdie wapen, 'n kragtige wapen in jou hand te maak, is om jouself daaraan te onderwerp. Is om jouself daaraan onderdanig te maak. Jy sien, die grootste oomblikke van oorlog en die grootste oomblikke van aanval is nie in die verklaar en in die skree en in die op en afspring dat die spoegspat nie. Die grootste oomblikke van oorlogvoering en van aanval vir die vyand is wanneer ek en jy onsself onderwerp aan die woord van God. Is wanneer ons onsself onderdanig maak aan God se woord en doen wat dit sê, dan word dit 'n wapen. Ek het 'n vraag vir jou vanoggend. Ek wil vir jou vra, waar dink jy het Jesus die vyand oorwin? Waar dink jy het Jesus die versoeking oorwin? Die antwoord is, Jesus het die vyand in die woestyn reeds in vers 1 al oorwin. Jesus het nie die vyand oorwin nadat hy 3 keer vir hom kon sê, daar staan geskrywe, daar staan geskrywe, daar staan geskrywe nie. Jesus het die vyand oorwin in vers 1 van Lukas 4. Want vers 1 van Lukas 4 sê, vol van die Heilige Gees het Jesus van die Jordaan af teruggekeer en is deur die Gees in die woestyn gelei. En daarin lê ons oorwinning. Daarin lê ons deurbraak. Daarin lê die krag. Dit is die feit dat ek en jy ons lewens leibaar maak. Dis in die feit dat ons onsself onderwerp en toelaat dat Jesus ons lei. Dis wanneer ons onsself onderwerp en onderdanig word aan die woord en ons sien dit selfs in die lewe van Jesus. En my gunsteling gedeelte, my gunsteling versie van hierdie hele narratief wat vir ons vertel hoe Jesus met die vyand gedeel het, is in Lukas 4 vers 13. Lukas 4 vers 13 sê, die duiwel het nadat hy met al hierdie versoekings klaar was, vir 'n tyd lank van Jesus weggebly. Die 83 vertaling sê, hy het hom vir 'n tyd lank met rus gelaat. En ek wil vanoggend vir jou vra, het jy geweet, die duiwel doen dit? Het jy geweet, die vyand laat met rus? Het jy geweet, die vyand bly vir 'n tyd lank van jou af weg? Ek sê jou, hy bly weg en hy raad met rus. En dieselfde ding wat met Jesus gebeur het, is vir jou en vir my beskore. Dieselfde ding wat ons daar sien uitspeel, is vir jou en vir my beskikbaar. Kom ek wys jou. Jakobus 4. Jakobus 4 vers 7 sê, onderwerp julle dan aan God, staan die duiwel te, en hy sal van julle af wegvlug. Floris, wys vir ons jou target. Onderwerp jouself dan aan God, staan die duiwel te, en hy sal van jou af wegvlug. Vriende, wat ek in die diepste van liefde vanoggend met jou wil deel, jy kan maar weer sit, dankie Floris, jy doen fantasties, jy's 'n wonderbare model. Jy verdien 'n groter salaris. Maar wat ek in liefde vandag met jou wil deel, is jy hoef nie die teiken en die target van die vyand te bly nie.
Jy hoef nie die teiken en die target van die vyand te bly nie, maar die sleutel is in onderwerp jou dan aan God. Want dit is in daai onderworpenheid. Dis in daai plek van Here, U is, maar ek is nie. U woord is waar en ek weet nie. U is oor my aangestel, U heers oor my, U regeer oor my, U is God. Dit is in dit waar ons vryheid en ons oorwinning en die lewe lê. Die waarheid is hierdie, vriende, die antwoord op jou gebed lê aan die ander kant van jou eerbiedige onderworpenheid aan wie Jesus is. Selfs Jesus self se gebede is beantwoord as gevolg van daai eerbiedige onderworpenheid. Dit was waar vir hom en dit is waar vir ons ook. Het staan in Hebreërs 5 vers 7. Gedurende sy aardse lewe, en dit praat van Jesus, het hy aan God wat hom uit die dood kon red, gebede en smeking geoffer met harde geroep en met trane. En sy gebede is verhoor vanweë sy eerbiedige onderworpenheid aan God. En dit is goeie nuus vir jou en vir my. Want net soos wat Jesus homself kon onderwerp aan die Gees, sy lyding kon volg na die woestyn om daar versoek te word en in die krag van die Gees daar uit te stap vir 'n seisoen waar die vyand hom vir 'n tyd lank met rus laat, so bestaan daai moontlikheid vir ons ook. En ek besef, hier is nie noodwendig altyd die heel gewildste van opinies nie. En ek besef ook, hierdie is dalk ook nie die hele storie nie. Maar wanneer ek oor Christen Suid-Afrika kyk, dan is daar 'n narratief in ons midde wat so sooibrand by my opborrel. Baie onaangenaam, baie sleg. Dit veroorsaak 'n renons by my, 'n gegril. En dit is dat die vyand hierdie skrik bewind voer. En dat die vyand dit op een of ander manier reg gekry het om ons te laat glo dat ons is hierdie teikens vir die duiwel se aanval. Dit is dalk pretty voor die hand liggend, maar vriende, familie, ek koop glad nie eintlik hierdie victim, arme ek is die vyand se target teologie nie. En die rede hoekom ek nie doen nie, is ek dink nie dit is die volle Bybelse prentjie nie. Want as ek en jy daarop aandring om vas te hou aan hierdie oorlewering dat ons die teiken van die vyand se aanval is en dat ons die absolute bullseye is van sy elke move. En as ons absoluut vashou aan daai ding, wat leer ons vir ons kinders? En wat leer ons vir ons disippels? Ons leer vir ons kinders en ons leer vir ons disippels dat die gevaarlikste plek waar jy kan wees is gehoorsaam aan God. My vraag is dit waar? Nee, dit is nie waar nie. Persoonlik dink ek dat ongehoorsaamheid aan God is vergevaarliker as gehoorsaamheid aan hom. Maar hoeveel keer het ek nie al op die mannekamp gesit of by die doopbad gestaan en dan sal hulle sê, "O broer, jy het jou nou laat doop. Ek nou moet jy vir jou regmaak. Nou gaan die vyand kom. Nou sit vir jou nag. Nou is jy op jou eie. Hier kom die moeilikheid nou." En ek is net nie oortuig dat dit die volle prentjie is nie. Want ek wil nie my seuns groot maak en my disippels lei in die gedagte dat die gevaarlikste ding wat jy desmoontlik kan doen is om jouself te onderwerp aan God nie. En as ons vir mense goed sê, soos nou dat jy gehoorsaam is, jy's nou gaan die houe val. As ons goed sê, soos nou dat jy die Here volg, nou kom die moeilikheid eers, dan sê ons mos vir mense, die gevaarlikste plek waar jy kan wees, is in die wil van die Here. Bly eerder buite die wil van die Here. Want ek sê vir jou, as jy eers in die wil van die Here is, dan reën die oue. As jy eers in die wil van die Here is, dan is dit gevaarlik. En ouens, ek is opgewonde oor die ding, man. Dis vir my 'n groot ding. Want Jesus het hierdie frase
wat hy so baie gebruik, toe hy op aarde is. Laat dit vir jou wees, volgens jou geloof. Hy sê, soos wat jy hieroor dink, en soos wat jy hieroor glo, laat dit dan so wees. So wat ek eintlik vanoggend wil doen, is ek wil 'n stukkie van die ander kant van die prentjie na jou toe bring, en ek wil vir jou vra om asseblief anders te dink oor onderwerpenheid aan God, om asseblief anders te dink oor volgeling wees van wie Jesus is. Floris, jy is nie 'n target van die vyand omdat jy Jesus volg nie. Maar wel, jy is 'n target omdat jy Jesus volg, maar jy's die target van sy seun. Jy's die target van sy voorsiening. Jy's die target van sy liefde. Jy's die target van sy beskerming. Dit is die target wat ek is. En ek weet, hier is nie 'n populêre woord nie, en ek gaan 10 in 'n e-mail kry. En ek sal hom lees. En ons sal koffie drink. En ek besef, iemand gaan vir my sê, maar jy verkondig 'n halwe waarheid. En ek weet, die battle is real. Ek het self al die battle gefight. Maddie het 'n miskraam gehad. Regie het kanker gehad. Daar het goed gebeur in my huis. Daar gebeur goed. Die trekker kry 'n papwiel, die printer breek, die staf gebeur, ek sien die aanval, ek sien die oorlog, maar wat ek en jy moet besef, is ons is nie uitsluitlik die teiken van die aanval van die vyand nie. Ons is uitsluitlik die teiken van God se liefde. Hy het 'n liefdesskoot geskiet in die kruis, en jy was in sy vizier. En jy moet glo, dat hy is by magte om jou te kan beskerm. Jy moet glo dat wat hy sê is waar, bo enige ander ding. Jy moet jouself kan onderwerp aan, as Jesus gesê het, dan is dit so, dis al waar daar vir ons hoop lê. So ek wil my geloof voor julle almal verklaar. Die vyand weet nie waar ek is nie. Want ek steek myself weg onder die vlerke van die Allerhoogste. Psalm 91 sê, jy kan haar wegkruip. Vir wie dink jy kruip ek weg? Ek kruip weg vir daai vark met die vurk. Ek sit daar, onder die hand van die Allerhoogste. En ek beloof vir jou, die vyand los my nou al vir 'n geruime tyd uit. Die vyand is nou al 'n geruime tyd nie eintlik met my vreeslik besig nie, want hy kry my nie. Want daar's 'n plek waar ek kan wegkruip. Daar's 'n plek waar ek kan veilig wees. En op een of ander manier het die vyand ons almal oortuig dat sy koninkryk is massig georganiseer. Kyk, jy moet net durf die agterdeur so skreefie oorblos, dan stap hy daarin. Maar ek is nie oortuig dat die vyand se kamp is meer georganiseerd as die kamp van die lig nie. Dit kan mos nie waar wees, die ouens. Ek het nou al gesien, as ons staatspresident oor see stuur, dan vlieg hy in sy eie vliegtuig. En selfs ons georganiseerde weermaggie kry vir hom beskerming en pak 'n paar leiwagte om hom, en hy gaan en hy kom terug en hy's beskerm. En hy gaan en hy kom terug, en ja, hy is 'n belangrike man, en ja, hy dra 'n groot roeping, maar hy gaan en hy kom terug en hy's beskerm. En ek voel presies dieselfde binne in die koninkryk van lig. Ek voel in die koninkryk van lig. Het ek 'n roeping? Ja, ek het 'n roeping. Maak die roeping die vyand kwaad? Ja, die roeping maak die vyand kwaad. Maar het ek beskerming? Is daar 'n God wat oor my kyk? Is daar 'n God wat sê, jy's myne? Is ek die objek van die liefde van die grootste mag en die grootste krag in die heelal? En my antwoord is, baie beslis ja. So Floris, jy is welkom om die target en die teiken en die bullseye op jou lyf te hou, maar net as jy dit eens is, dat jy die teiken is van God se seën, dat jy die teiken is van sy voorsiening. En ek lees dit in die woord. Wat sê Psalm 1? Psalm 1 sê dit gaan goed met die mens wat nie sit in die kring van die spotters nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat sy vrugte nie, wat sy blare nie verwelk nie, wat sy vrugte dra in die regte tyd, maar so is die goddelose nie. Want hy is die teiken van die vyand se aanval. En ek is die teiken van die voorsiening van my God. En ek is die teiken van sy liefde. En ek besef, ouens, ons as mense koop die koerant want hy's vol van die negatiewe nuus. En hierdie ding, jou brein nou so 'n bietjie, hy short circuit nou 'n bietjie op die ding, maar ons moet tot die oortuiging kom dat God goed is
en dat die absolute veiligste plek in die wêreld is geonderwerp aan sy wil. Die absolute veiligste plek in die wêreld is gehoorsaam aan hom. Die verlore seun het houe gevat in die varkhok, maar toe hy terugkom by die vader, kyk, toe moet jy sien, toe reën die houe, kyk, toe kom die teëspoed. Is dit waar wat ek sê? Nee, dit is snert wat ek sê. Ek sê snert. Toe hy terugkom by die vader, kyk, toe loop die dinge lekker. Toe is voorsiening, toe is beskerming, toe is meer as genoeg, toe is 'n pa wat sê, weg met jou stories, dat jy my knegt sal wees, jy's my seun, kom in my huis in, en daar's vir jou 'n sitplek aan God se tafel. Maar, dit sal vir jou wees, volgens jou geloof. Dit sal vir jou wees, volgens jou geloof. En as jou oortuiging groter is, dat jy die teiken van die vyand is, dan gaan dit wees wat jy beleef. En ek kyk na mense wat hierdie teologie aanhang, en ek het 'n diep meegevoel, want ek voel net, dis nie nodig nie. Dis nie nodig nie. Hoekom loop en dink jy soos 'n weeskind? Hoekom loop en dink jy soos 'n kind wat nie 'n pa het wat vir hom lief is nie? Hoekom is jy vasgevang in selfsien kom klaar? Hoekom wil jy nie maar net toelaat dat God jou kom red nie? Hoekom wil jy nie maar net toelaat dat hy met jou kom praat nie? Ek en jy, deur die genade van ons God, word geseën deur sy goedheid, word beskerm omdat hy naby is. Jeremia 17, het gaan goed met die mens wat sy vertroue in die Here stel. En hy kontrasteer dit ook baie sterk met die ongelowige. Teendeel hy sê, daai ongelowige, daai een wat nie op die Here wil vertrou nie, hy is soos 'n kaal bossie in 'n droë wêreld. Gaan lees Jeremia 17. Gaan lees Psalm 91. En kan ons net tot die punt kom, tot die konklusie kom, dat groter is hy wat in my is, as hy wat in die wêreld is. Kan ons onsself met groter vrymoedigheid en met groter opgewondenheid oorgee aan Jesus, omdat ons weet, dis daar waar daar seën en vooruitgang en voorspoed is. Die woord van God is lewend en kragtig. En is skerper as enige tweesnydende swaard. En daarmee kan ek en jy aanval loods en self verdedig. Maar daai wapen vind sy krag in my en jou onderworpenheid daaraan, aan ons onderdanigheid tot dit, dat wat daai woord sê, weeg meer as tradisie, weeg meer as wat my ma gesê het, en daai woord weeg meer as wat my pastoor gesê het. En daarom is dit so krities, dat ek en jy daai wapen sal skerp maak. Daarom is dit so krities, dat ek en jy daai wapen, daai woord, naby ons sal toelaat, in jou mond en in jou hart, sê Paulus, gereed binne seisoen en buite seisoen, ingerig my hele lewe volgens die waarheid van daai boek, gehoorsaam aan wat hy sê. Daar's hierdie storie van 'n boer, en ek sluit af met hom. Daar's hierdie storie van 'n boer, en hy wil 'n nuwe plaasbestuurder aanstel, en hy doen onderhoude, en hy sien 'n paar manne, en hy moet 'n ou aanstel, wat hy weet kan lekker vasvat. Jy weet, ons voer drywe uit, hierdie goed moet mooi lyk. En hy gaan so deur sy onderhoude, en hy op 'n stadium het hy 'n jong man wat by hom kom sit vir hierdie werk, hierdie plaasbestuurder werk. En hy sê vir hom, okay, so verduidelik my so 'n bietjie jou kwalifikasies, wat is jou spesiale vermoëns, waar het jy al gewerk, ondervinding, daai tipe ding, wat kan jy doen? En die jong man sê vir hom, meneer, ek slaap deur enige storm. En die boer kyk hom so, hy sê, wat bedoel jy slaap deur enige storm? Ek soek eintlik 'n man wat kan vasvat, ek soek 'n man wat kan werk, ek soek nie 'n man wat kan rus nie. Maar hy gaan deur sy onderhoude, en op die einde van die dag bly hierdie jong man, wat vir hom gesê het, hy slaap deur enige storm, bly sy gunsteling vir die posisie. En hy stel hom aan. En is nie lank nie, man werk daar, dinge loop mooi, en is nie lank nie,
Toe breek daar 'n storm uit. Jy's in die boer en sy vrou skrik wakker in die nag en hulle is bang die goed waai weg en die stoor en die trekkers en die dit en die dat en die bale en die vee en die hoenders en die hokke en hulle storm daar uit en wragtig hulle kom by die plaasbestuurder se huis. Wat gaan daar aan? Soos beloof. Hy slaap deur enige storm. En die boer en sy vrou is daar uit met jakkies en heertjies en reënjasse en hulle keer vir die hoendertjies en hulle wil toemaak en soos hulle by die hok kom, is hy toe. En soos hulle by die stoor kom, is hy gesluit. En alles is op sy plek. En elke liewe ding is opgesluit en toe en mooi. En hulle klim ook self in die bed. Want ek slaap deur enige storm. En die les in hierdie storie is hierdie, dat jou voorbereiding in die tyd van vrede bepaal jou optrede in oorlog. En daai ouetjie het lekker rustig geslaap in die oorlog, want sy voorbereiding was reg in die tyd van vrede. Ek weet nie waar ek jou vandag vang nie. Dalk vang ek jou vandag in die hitte van die stryd en in die oorlog, en dan is hierdie nie lekker om na te luister nie. Dan is hierdie moeilik om na te luister. Dan is jy soos jy weet niks. Maar dalk vind ek jou vandag in die plek van vrede, en as ek jou in die plek van vrede vind, is ek dankbaar en wil ek vir jou sê, maak jou swaard skerp. Jou voorbereiding in die tyd van vrede bepaal jou optrede in die tyd van oorlog. Jesus se hart was reeds gebuig vir die leiding van sy Vader en die leiding van die Gees op aarde voordat die oorlog ooit uitgebreek het, voordat die versoeking ooit gekom het. En die beste ding wat ek en jy kan doen vir die oorlog en die uitdaging, is om ons harte in nederigheid te gaan onderwerp en te buig vir die God wat goed is. En sy woord te vat en dit te lees en dit deel te maak van my lewe en dit te mediteer. En ek het nie noodwendig nou 'n versie nodig oor hoe goed God is nie, maar môre is ek in die stryd en dan het ek enetjie in die sakkie en dan kan ek hom uithaal, so ek is gereed vir enige oorlog. Ek slaap deur enige storm, want die woord van God is vas en hy is goed.